Goeienaand, lieve vriende, baie welkom by die erediens van NG De Bruin Park vir die 23ste van Maart. Ons is vandag in die derde Lydenssondag van ons lydenstyd en ons dink nog steeds aan die pad wat die Here Jesus hier op aarde moes kom loop terwyl van ons as gebroken stikkende mense. Ons gaan 'n bietjie uit Hebreërs uitlees nou. As mens die boek Hebreërs lees, dan is een van die dinge wat jy dadelik agterkom is dat die Hebreër gaan diep so 'n bietjie op uit die Joodse tradisie, veral rondom die tempel, die hoëpriesterskap, die manier wat die mense van die Ou Testament rondom vryspraak van sonde gedoen en gewerk het en die verhouding tussen God wat gegaan het rondom offers, die bring van offers om verhoudings te herstel nadat daar sonde was en al hierdie dinge. En een van die belangrike karakters, wag, laat ek eers daar begin. Die Hebreër boek kom eintlik met hierdie gedagte om heeltyd te sê, jong, Christus is beter as dit. En dan noem hy al hierdie Ou Testamentiese tradisies. Nou waar ons vandag gaan lees, kom die Hebreërskrywer eintlik en hy vergelyk Christus met die Ou Testamentiese hoëpriester. Nou ons weet mos nou, in die Joodse tradisie van daai tyd was daar in die tempel die voorhof en dan was daar die heilige deel en dan was daar die allerheiligste. Die allerheiligste het die verbondsark gestaan met die versoendeksel wat die teenwoordigheid van God daar gestel het en dan net die voorhangsel wat die simbool was van die sonde wat skeiding maak tussen ons en God. En dan voor dit dan nou op die offeraltaar wat hier die hele ding simboliseer van offers wat gebring word. Maar die allerheiligste deel het die hoëpriester eenmal 'n jaar gaan om daar bloed te gaan sprinkel op hierdie deksel. Dan oor voor God hierdie bloed te sprinkel om iets te simboliseer van 'n versoeningsproses vir die hele volk. Hy is die enigste een wat daar aangaan, hy doen die versoening vir die hele volk. En nou kom die Hebreërskrywer en hy vergelyk hierdie gebeurtenis van die hoëpriester wat daar omgaan. Maar wat in die Hebreërboek verder belangrik is om te besef is dat tot voor die gedeelte wat ons nou gaan hierso lees uit toe einde van hoofstuk 4 begin hoofstuk 5 het dit so ver gegaan oor Christus wat die pad gewy het wat God vir ons kom wys het. Christus wat aarde toe gekom het en God se gesig vir ons kom wys het. God se wil vir ons kom wys het, sy hart vir ons kom wys het. Van waar ons nou lees, is die Hebreërskrywer besig om te sê, julle het nou in Christus 'n klomp goed ontvang. Hou vas aan hierdie geloof. Met ander woorde, hy gaan van die veronderstelling af dat met die koms van Christus na die wêreld toe het God die eerste brug gebou of 'n brug gebou. Sommige so vir interessantheid. Die woord hoëpriester wat hier gebruik word toe die Latynse vertaling moes uit die Grieks eintlik meer uit die Hebreëus hierdie woord moet gaan vertaal, het hulle gekom met die woord wat beteken brugbouer. Met ander woorde in die Latyn, as die Latynse ouens hom gelees het, dan was hierdie woordjie hoëpriester vertaal met brugbouer. En in sekere sin is Hebreërs sy eerste deel gaan daaroor dat hierdie brug se eenrigting van Christus na ons toe, maar daar is ook 'n eenrigting van ons as mense na God toe. En dis waaroor ons vanaand gaan lees. Hy skryf hier in ons Hebreërs hoofstuk 4, terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het wat deur die hemel gegaan het, Jesus die seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Elke hoëpriester is 'n mens wat uit mense geneem is en aangestel word om vir hulle by God in te tree deur gawes en offers vir die sondes te bring. Hy kan meegevoel hê met die sondes of met die met sondes wat ons onwetend en die onwetendes en die dwalendes, omdat hy self ook
swakheid dan swakheid onderhewig is. Om hierdie rede moet hy ook vir homself, net soos vir die volk, offers bring vir die sondes. Niemand eien hom die eer van hoëpriester toe nie. Hy word deur God daartoe geroep, net soos Aaron. So het Christus hom ook nie die waardigheid van hoëpriester toegeëien nie. God het dit vir hom gegee, toe hy gesê, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader, en op 'n ander plek sê hy, jy is priester vir ewig, volgens die priesterorde van Melchisedek. Gedurende sy aardse lewe het hy aan God, wat hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer met harde geroep en trane, en sy gebede is verhoor vanweë sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Hoewel hy die seun was, het hy deur alles wat hy gelei het geleer wat gehoorsaamheid is. En toe hy volmaaktheid bereik het hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van ewige saligheid geword. En is hy deur God verklaar tot hoëpriester volgens die priesterorde van Melchisedek. Nou vriende, hier is dalk 'n paar woorde en gedagtes wat vir julle vreemd is. Ek wil dalk eers praat oor die priesterorde van Melchisedek. Hier word eintlik in hierdie gedeelte van 2 priesterordes gepraat. Die eerste is die priesterorde van Aaron, wat die eerste hoëpriester was, en dan daardeur in die tyd opgevolg is met ander hoëpriesters in die tyd van die woestyn, maar ook in die tyd van die tempel van Salomo daar in Jerusalem. Vir baie jare daar verskillende hoëpriesters gedien. Die priesterorde van Melchisedek is 'n priesterorde waarvan ons in die Bybel maar baie min lees, maar die veronderstelling wat ons moet verstaan van die priesterorde van Melchisedek is 'n priesterorde wat eenmalig, finaal en nie oorganklik of 'n volgende persoon is nie. In 'n ander woord is hierdie eenmalige, finale priesterorde, en daarom word hierdie deel aan Christus gekoppel om te sê, maar hy is die finale en die eenmalige afgehandelde offer wat daar gebring is aan die kruis. So, kom ons hou dit net vas. Kom ons gaan 'n bietjie net deur hierdie gedeelte. Hierdie gedeelte roep ons op om vas te hou aan die geloof wat ons het. Hierdie gawe wat ons van God ontvang het, lê nie, en dis hoekom hoofstuk 1 tot hierso so belangrik is in Hebreërs, dat hy sê, maar Christus het alles kom doen wat nodig is. En dan sê hieraan moet julle vashou, want hierdie hoëpriester, hierdie wat alles vir julle kom doen het, is nie soos 'n mens nie. Hy sê hierso, hierdie priester wat in die tyd van Aaron gekies is maar 'n gewone mens wat ook aan sonde onderwerp was en sonde gedoen het, en daarom omdat hy self sonde gedoen het, het hy ietsie verstaan van as hy daar agter die voorhang sal ingaan, en hy dink aan hierdie duisende mense wat hier buite staan en vir wie hy die offer moet bring, dan is daar 'n groot besef van, maar wie ek is deel van dit. Ek kan nou hier in hierdie gewaad staan wat rein is en wat my bedek, maar ten diepste is ek soos elkeen daar buite, is ek 'n sondaar, en dan bring ek vir myself versoening. Maar dan kom sê Hebreërs, die hoëpriester wat ek en jy het, is bietjie anders in daai opsig. Hy was God, hy is volmaak, hy het self nie sonde nie, maar dit beteken nie dat hy nie verstaan. Hy is juis hier op aarde, en ons het verlede Sondag daarmee begin, toe ons gaan kyk na Jesus wat deur die Gees, doelbewus, nie deur die duiwel in die woestyn gelei is nie, deur die Gees in die woestyn gelei is, om aan versoekings onderwerp te word. En nou sê hy, onthou ons verlede Sondag vir mekaar gesê, daar staan nie net, hy is 3 keer versoek. Daar staan hy is in die loop van 40 dae herhaaldelike kere deur die Satan versoek, en ons het nou maar net 3 wat vir ons daar aangeteken is. Maar die belangrike is dat ons iets van verstaan, en die Hebreërskrywer wil daarmee aansluit dat Christus vir sy lewe hier op aarde gedurig onderwerp was aan hierdie gebroke wêreld, die versoekinge van hierdie gebroke wêreld, ook die twyfels van hierdie gebroke wêreld, die mense van hierdie gebroke wêreld, sodat hy daardie hoëpriester kan wees wat medelee met ons swakhede het. En dit is nou baie belangrik om dit raak te sien. Die medelee wat hiervan gepraat word is nogal belangrik om te verstaan. Ons weet ons nou baie keer as professionele mense soos beraders en self dokters en so by mense
betrokke raak wat in nood is en wat een of ander krisis het en hulle gaan sien 'n beraader of 'n dokter, dan is die groot ding wat vandag vir sulke ouens gesê word, julle moet net nie emosioneel betrokke raak. Jy is 'n raadgewer wat objektief is, jy moet objektiewe raad gee. Maar Christus was anders. Hierdie medelee wat hier genoem word, is juis 'n woord wat sê letterlik om saam met hulle vir wie hy die offer gebring het, te voel. Nie net simpatie te hê, maar diepe empatie. Met ander woorde, 'n Christus is nie bang om betrokke te raak by die wêreld waarin hy gaan leef. Hy kom nie soos 'n volmaakte raadgewer wat van buite af kom raad gee en bly sy objektiewe houding plekke inneem en sê jy maak so nie. Hy staan nie op die kant en gee instruksies nie. Hy is nie soos 'n afrigter van die Springbokspan wat daar in 'n loosie sit en die instruksies hier van bo af skree nie. Hy is in die wêreld. Hy klim in die wêreld. Daarom kan hy by die graf van Lazarus so betrokke raak dat ons lees dat Christus 3 keer uitgebars het, letterlik uitgebars het in trane. Hy hang aan die kruis, hy sien sy moeder daar staan en hy besef wie gaan vir haar sorg. En hy klim in sy woorde daar in hierdie wêreld maar in sê een van sy apostels, maar daar is jou moeder, vat verantwoordelikheid vir haar, sorg vir haar. Jesus het in hierdie wêreld ingeklim. As Jesus op pad is na Jerusalem en hy sien hierdie pragtige stad en hy besef maar net oor 70 jaar is hierdie ding tot niet. Nie eintlik oor 70, nie 40 jaar, 70 na Christus. Is hierdie plek tot niet, dan sê Jerusalem en hy ween eintlik in sy hart oor hierdie mooie plek wat tot niet moet gaan. 'n Verlosser wat nie net simpatie het nie, maar diepste empatie met hierdie wêreld. Vriende, in hierdie lydingstyd is ons besig om God te eer, dat hy sy seun nie gespaar het om in hierdie wêreld in te kom nie, deel van hierdie gemors te word, deel van hierdie stryd te word. En Jesus het dit intens beleef as hy daar so op die ou end voor Caiaphas is en ook al by die hoëpriester is. Hierdie ouens wat wonderwerke van hom gesien het en wat gesien het hoe hy dooies en die doodheid opwek, is nou die ouens wat sê kruisig hom. Maak hom dood. Hierdie ouens wat die brood geëet het, wat hy vermeerder het, is nou besig om te sê kruisig hom. Dit is soos die wêreld is, dit is die verraderlikheid van die wêreld waarvan Jesus deel geword het. Terwille daarvan, om vir jou en vir my te sê, ek het daarvoor gesterf. Ek het nie gesterf vir 'n hoë graad sondaar nie. Ek het gesterf vir die werklike diepste sondes in hierdie wêreld. Ek en jy kan ons nie voorstel so ontbloot is wat ons in ons gedagtes soms met ons eie sondes worstel en wonder, kan hiervoor vergifnis wees. Loop die Here hierdie lydingsweg om juist te kom sê ja. En ons dank God dat hy nie van die verkant af kom staan het, soos vroeëre hoërpriesters en soos ons op die kantlyn staan en raad uitskree nie. Jesus kom staan in die middel, in die warmste plek in hierdie stryd tot oorwinning van sondes, sit God sy seun neer. Hy sit hom neer in die tyd waar daar kinders doodgemaak word, op soek na hierdie koning. Hy sit hom in 'n tyd wanneer dit met die volk bitter swaar gaan onder die Romeine. Hulle smag na geregtigheid en dan moet hy 'n paadjie lei om hulle te sê, al sou die hele wêreld wen, maar my siel skade ly, het ek niks geword nie. Hierdie pad moet Jesus van hom leer, vir hierdie gebroke wêreld, wat in die een oomblik kos uit Jesus se hand ontvang, genade en vergifnis en heelmaking, die ander oomblik skree, kruisig hom. Dis die wêreld waarvoor hy sterf. En ons eer God daarvoor, dat hy nie net die standaard van redding so bietjie afgestel het, maar dat hy hom tot niet gemaak het, dat hy dit afgebreek het, dat hy hierdie skeidingsmuur totaal afgebreek het. Ek dink die beeld wat
die Bybel vir ons gee in die evangelies, as hy sê hierdie voorhangsel het geskeur, en toe ons het gesê hierdie voorhangsel was die simbool van die skeiding tussen ons en God, die allerheiligste, ons in hierdie testament. Daar staan daar die voorhangsel het van bo na onder deurgeskeur, eintlik 'n vreemde aksie, né? Maar die punt is net, hy het heeltemal deurgeskeur. Dis nie net so 'n gleufie waardeur ons kan loer nie. Dis nie net so 'n gaatjie waardeur ons kan kyk nie. Dis 'n totale tot niet maak van hierdie skeiding tussen ons, omdat Christus geweet het, as ek hierdie skeiding tot niet maak, moet ek hom volgende tot onderskeer. En daar moes hy hierdie broer hoëpriester word, waar hier so staan, wat met ons medelee kan hê. Hy is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy kan juis baie medelee hê met ons swakhede. Ek wonder baie keer, ons het baie keer veroordelende gesindheid teenoor Judas, hierdie man wat Jesus verraai. Ek dink as daar een is wat die sielestryd van 'n Judas begryp het, was dit Jesus Christus. Hy wat geweet het, iemand moet hom verraai. Iemand moet hierdie werk doen. En hy het geweet, en dan as die evangelies ons beskryf, nadat hy sy hand saam met Jesus in die skottel gedruk het, het hy vertrek uitgestorm. Ai vriende, ek dink dit was self vir Jesus daai oomblik 'n hartverskeurende oomblik, en met hierdie wete van mense se gebrokenheid en stryd in hierdie wêreld wat hy gesien het, terwyl hy daar geleef het, gaan Jesus in hel aan die kruis, sodat hierdie skeiding van sonde finaal afgebreek kan word. En ons eer hom daarvoor. Ons is in die lydenstyd weer besig om van God te sê, dankie Vader, dat U voluit gegaan het vir die verlossing. Dat U nie 'n tweedehandse verlosser gestuur het, maar U eersgebore seun, U oudste een, om vir ons sondes te sterf. Vader, baie dankie dat ons weet van die troon af, hier so staan in hierdie gedeelte, U self het hom aangestel as die hoëpriester wat U sou weet op die ouend nie met bloed van bokke of skape agter moes ingaan nie, maar met sy eie bloed. Ja, Here, daarom weet ons, toe U daardie dag by die Jordaan vir die seun gesê het, Jy is my geliefde seun, en om daardeur aangestel het om op die hoëpriesterlike pad te loop, het U geweet, dis nie 'n goedkoop pad nie. Dis nie die pad van die bloed van bokke en ramme en skape nie, maar dit is die pad van sy eie bloed. En ons eer U daarvoor in hierdie lydenstyd. Ons staan ons voor U as 'n Vader, en Here, ons weet, hoe 'n Vader vir sy kinders, ons het so klein deeltjie daarvan, maar dat U bereid was om die seun te stuur, ons eer U daarvoor. Ons aanbid U is ons koning, en ons buig vandag voor U wat op die troon sit, as die eenmalige hoëpriester, die een wat vir eens en vir altyd ingegaan het, en nie net agter die gordyn ingegaan het, maar ook die hemel ingegaan het, om vir ons plek voor te berei. Ons eer U daarvoor. Amen. Vriende, mag ek en jy in hierdie week wat voorlê ook rondloop met hierdie gedagte van dit wat Jesus vir my en jou deurgemaak het, daar waar hy ingegaan het, en geweet het, hierdie lydensbeker moet ek gaan drink, maar ook opgegaan het, om vir my en jou plek voor te berei by die Vader. Wat 'n heerlike gedagte. Seën vir jou, vir hierdie week. Totsiens.